vriende. Welkom by die diens. Ek kan ons sê, ons is spekfit en gezond en dit gaan goed met ons, is allemaal gezond en selfs die honde is gezond, is lekker om tyd te spandeer saam met die familie, die afgelope tyd en weer eens nog 3 weke saam te wees, ons allemaal werk saam, ons doen dinge saam en is die Here se genade dat ons allemaal gezond kan wees en onthou net as jy nie weet waar jy hulp vandaan kom nie, jy weet waar vandaan kom, gaan neem jou knieë bid en as jy ook wil gesels, bel ons, stuur 'n boodskap vir ons. Liewe medegeesgenote, in die tyd van thuisbly wil ons julle graag bemoedig. Ons mis julle samensyn baie. Ons gebruik die tyd om ons te verdiep in ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus. Ons krag lê in stil wees, sê God. Mag die liefde van Jesus jou en jou hartsmense omvou en mag julle altyd sy krag, genade, liefde en omgee in julle lewe ervaar. Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. Shout to the north and the south, let us sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, women of the truth, stand and sing to broken hearts, who can know the healing power of our awesome King of love. Shout to the north and the south, let us sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, church, with broken wings, fill this place with song again of our God who reigns on high. By His grace again we'll fly. Shout, shout to the north and the south, let us sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Shout to the north and the south, let us sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Barmhartigheid, genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, ons Here. So as ons vandag by mekaar is, dan gaan ons 'n bietjie aanbeweeg. Ons gaan kyk na die boek Handelinge. As jy op die daaglikse groep ingeskakel is, die daaglikse broodgroep, dan sal jy by wees. Ons is by Handelinge 17. Ek sien die res van die kerke, ons begin al hoe meer fokus. Ons fokus net op die krisisse en op die coronavirus en alles is in die ronde en dit is besig, maar ons moet gaan fokus wat ons as kerk ook moet doen in die tyd. Nie net vir onsself nie, maar ook vir die mense rondom. En Handelinge is hierdie wonderlike boek wat praat oor wie die kerk is en wat die kerk moet doen. Daarom gaan ons 4 temas behandel uit die boek Handelinge uit. Hierdie temas is dan ook ons as kerk
se leses en se visie eintlik. As ons sê, ons sal enige iets doen om mense te bereik vir die Here Jesus Christus. Ons sal enige plek gaan om mense te lei na Jesus Christus toe. Ons verstaan, dit gaan nie net oor ons geloof nie, want ons geloof is maar klein, maar ons het 'n groot God op wie ons vertrou en enigiets is moontlik by hom. So groot God, klein geloof, groot vertroue. Dan sê ons ook, ons is medewerkers aan die kerk van Christus, om saam met ander mense te werk. Hoe nodig is dit nie in hierdie tyd nie, dat ons saamwerk om sy koninkryk uit te bou. En dan ook ons sal gee, want dit is beter om te gee as om te ontvang. Vir wie gee ons? Vir mense in nood. Ons gee vir die kerk, ons gee vir mense wat kan ondersteun, wat kan help, nie net fisies nie, maar ons gee vir hulle Christus, ons gee vir hulle wat hulle nodig het in hierdie lewe. So, kom ons gaan saam, ons gaan kyk na hierdie 4 temas, ons gaan aangaan waar ons by die voice notes is. Handelinge 17 gaan ek lees vandag, Handelinge 17 vanaf vers 16, en dan gaan ek hierdie eerste tema, gaan ek behandel vandag, wat ons sê, ons sal enigiets doen, enige plek gaan, om mense te lei na Jesus toe. Handelinge 17 vanaf vers 16. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wag, het hy baie verontwaardig geword, toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die Godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgeers, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiemaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van die vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd, en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuuts te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry, waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde en hy woon nie in 'n tempel wat deur mens gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dis bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tyd van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag. Maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog 'n ander saam met hulle. Nou, ons lees net tot sover. Ek wil graag die vorige hoofstukke van Handelinge insluit by vandag se diens.
om die tema te behandel en dan ook 'n paar hoofstukke daarna, maar soos ons die voice notes volg, onthou hierdie volgende paar woorde. Wanneer is die tyd reg om die evangelie te verkondig? Waar is die plek waar ek die evangelie moet verkondig? En hoe moet ek die evangelie verkondig? Nou as ons in hierdie gedeelte kyk, dan kan ons sien, Paulus was eintlik daar om te wag vir Timoteus en Silas, wat by hom sal aansluit. So, dit was nie eintlik deel van hulle sendingreis nie. As julle die vorige gedeeltes in Handelinge 17 lees, sal julle sien dat daar oproer veroorsaak is deur hulle, en dat hulle basies weggejaag is waar hulle was, maar hulle was op pad na die volgende stede toe, en toe word hulle eintlik geskei van mekaar, Silas en Timoteus en Paulus, en toe sê hy, maar julle moet na my toe kom, ek wag vir julle. So terwyl Paulus wag, kon hy gesê het, ek gaan nou wag, ek gaan nou 'n tydjie vat om asem te skep, ek het 'n bietjie tyd vir myself nodig, ek het 'n bietjie tyd net nodig saam met die Here, en ek gaan nou nie die evangelie verkondig hier in die stad nie. Ek wag nou net, want dis die deel van ons sendingreis nie. So, dis toe wat hy doen. Nee, in daai situasie waar hy wag, waar hy besig is om te wag, gaan hy en hy verkondig die evangelie, waar by die sinagoges en ook dan by waar mense hom nooi. So wanneer was nie vir Paulus 'n saak nie, want wanneer was elke liewe dag? Nou, as ek 'n geleentheid het, kom ek verkondig die evangelie. En dan waar, kan ons vra, waar moet ons die evangelie verkondig? In hierdie gedeelte sien ons dat hy dit doen op verskeie plekke. Hy doen dit eers in die Joodse sinagoges, soos wat sy gebruik was, maar as mense hom dan nooi en hom vra om iewers heen te gaan, dan gaan hy daarna toe. Hy verkondig die evangelie, en dan self ook waar hy uit sou staan en waar hy nie welkom sou wees nie, in die middel van die Areopagus. As jy nie weet wat dit is, jy gaan kyk bietjie op Google, dis hoe dit lyk. Dis 'n groot klip in die middel van Athene, dit was die plek waar gepraat is van oor die gode of die afgode, dis plekke waar daar 'n hofsitting gehou sou word, of 'n hofbevel uitgespreek sal word, of belangrike besluite geneem sou word. So dis in die middel van die stad, is die groot klip. Laat jy ook 'n bietjie dink aan hoe hulle geglo die gode het op die hoë berge gebly, daar waar hy glad nie welkom sou wees nie. So waar was ook nie eintlik vir Paulus net waar hy wou nie, maar enige plek was goed genoeg en was 'n geleentheid om die evangelie te verkondig. En dan moet ons sê maar vra ook, hoe moet hy die evangelie verkondig? Hoe het hy dit gedoen in die sinagoges? Hy het geredeneer met hulle, gepraat met hulle, hy het die Ou Testament gebruik om vir hulle te wys wie die Here is en hoe hy dan die Messias gestuur het en hoe die Messias die voortsetting is van die Joodse geloof. So hy kon met hulle op daai manier praat. Hoe doen hy dit hierso? Heeltemal op 'n ander manier. Hy vat dan 'n beeld wat hy sien. Hy sê, terwyl ek geloop het daar deur julle stad, het ek gesien hier's 'n beeld vir 'n onbekende God. Ek kom met julle praat oor hierdie onbekende God wie julle aanbid, maar julle weet nie eintlik wie hy is. Ek wil julle vertel van hom. So hy gebruik iets wat bekend is aan hulle om vir hulle te lei na Jesus Christus toe. En dan, wat is die gevolg? Jy sien, dit gaan nie oor die wanneer nie, want dis terwyl hy sommer wag vir iemand. Dit gaan nie oor die waar nie, want dit is nie net in sinagoges of by plekke waar hy welkom is, hy is self by plekke waar hy nie welkom is. Dit gaan nie oor die hoe nie, want hy gebruik nie sy normale manier van praat uit die Ou Testament uit nie. Hy gebruik sommer iets wat bekend was aan hulle en hy verkondig die evangelie. Maar hy vat twee goed wat belangrik is, die kruisiging en die opstanding. Hy praat oor daai opstanding wat vir hulle 'n vreemde ding was. En dan die gevolg wat plaasvind as jy nie omgee oor die wanneer, die waar of die hoe nie, maar jy verkondig tydig en ontydig die evangelie. Die gevolg van die verkondiging van die evangelie in al die gedeeltes van Handelinge gaan oor dieselfde. Mense lag hulle uit. Mense verneder hulle. Mense redeneer met hulle. Oproerings word veroorsaak. Hulle word gevang, hulle word doodgemaak, gestenig. Daar word baie goed met hulle gedoen. Dis die gevolg. Maar interessant, as ons hier goed lees, dan lees ons die goed. Maar die enige gevolg wat altyd plaasvind, is 'n paar mense tot geloof gekom en vir Jesus gevolg. Is dit nie wonderlik dat dit altyd die gevolg is?
Die meerderheid neem nie noodwendig aan nie, maar daar's 'n paar wat tot geloof kom en volg. Ek wil so 'n bietjie praat oor die wanneer, waar en hoe, sommer van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 17, en dit net bevestig dat dit gaan nie oor die wanneer, die waar of die hoe nie. Want, as dit gaan oor die wanneer, sou Petrus dalk nie in die middel van 'n fees van die weke, wanneer al die Jode weer kom, 50 dae na Pasga of na die Paasfees, kom almal na die stad toe. Ek dink dit sou 'n goeie tyd gewees het om dit te doen nie, want nou is almal daar wat glo in God, maar wat dalk nie die Messias wil aanvaar nie. En daar staan hy op en daar sien hy die geleentheid en hy verkondig dit. En baie mense, tot 3000 kom tot geloof. Nadat hulle ou genees het by die tempel, Handelinge 3, verkondig hy in die pilaargang van Salomo, dis waar 'n klomp fariseërs was, vir wie hy voorheen bang was, sodat hy later in Handelinge 4, Petrus, moet hy dan verkondig voor hulle vir wie hy gevrees het, die Joodse raad. Wanneer is 'n goeie tyd? Is dit dalk 'n goeie tyd as jy besig is om dood te gaan, terwyl mense jou met klippe gooi? Dis wanneer Stefanus besluit om aan te hou daarmee, en hy spreek hulle self vry en sê vergewe hulle, want moet dit nie hulle toereken nie. Hy verkondig die vergifnis en die vrede tot sy dood. Is dit dalk 'n goeie tyd wanneer mense in die tronk is? Dan verkondig Petrus is in die tronk, op 'n stadium is Paulus en Silas ook in die tronk. Is dit 'n goeie tyd wanneer jou vriend saam met wie jy op sendingreis was, doodgemaak word? As Jakobus doodgemaak word deur Herodes, dan gaan Petrus aan en hy verkondig, dan word hy ook in die tronk gesit. Is dit dalk 'n goeie tyd as jy op pad is na 'n sekere plek toe? Byvoorbeeld as ons dink Handelinge 16, hulle was op pad na 'n gebedsplek toe wat hulle gesoek het, wat naby die rivier sou wees, maar toe is dit nie daar nie, toe al wat daar is die laundry, want die vrouens kom daar om hulle klere te was. So dan kan mens maar huis toe gaan en sê, dis nie nou 'n goeie tyd, of hierdie is nie die plek wanneer ons dit moet verkondig, is nie nou die tyd nie, kom ons kom weer terug wanneer die mense bid. Nee, hulle doen dit en Lydia kom tot geloof. Waar is die beste plek? Is dit dalk waar jy veilig voel? Hulle het in die sinagoges ingegaan waar mense hulle eintlik nie sou erken nie, maar waar hulle dan maar kon praat oor die Ou Testament. Hulle het by die huis gegaan van mense wat nie eers God van die Ou Testament geken het nie, soos die huis van Cornelius. Hulle is deur die Jode en deur die Jode wat tot Christus gekom het, is hulle kwaadlik geneem omdat hulle saam met daai ouens geëet het en na huise toe gegaan het van mense wat dalk aan vreemde gode kon glo. Hulle het dit, soos wat ek sê, langs die rivier gedoen, hulle het in die tronk gedoen, en selfs hier in die gedeelte het Paulus dit by die Areopagus het hy dit gedoen. En dan selfs ook in 'n vergadering waar jy in baie moeilikheid kon kom, Handelinge 15, daar verkondig hulle die evangelie. Hoe het hulle die evangelie verkondig? Net soos Paulus aansluit in sy omstandighede en wat hulle weet, kom die ouens keer op keer. As daar 'n wonderwerk plaasvind en dit lyk asof mense hulle wil vereer en wil dankie sê vir wat hulle gedoen het, dan gebruik hulle die wonderwerk, so wat hulle gebruik die omstandighede en hulle verkondig Jesus. Elke keer, Handelinge 2, 3, 9, 14, gaan lees dit maar. 'n Paar keer as mense eintlik op hulle doodsbed lê, dink aan Stefanus wat gestenig word, verkondig hy dit. Paulus word selfs gestenig, hy word uit die stad uit gesleep, hulle dink hy's dood en hy staan op en hy gaan aan om die evangelie te verkondig. Selfs as mense teen jou is, soos byvoorbeeld Elimas, die towenaar wat hulle wou stop, wat die hele stad om sy pinkie gehad het, dan verkondig hulle die evangelie. Selfs as die waarsêer agter hulle aanhardloop en hulle heeltyd irriteer, dan spreek hulle aan. Die hele ekonomie van daai stad val eintlik plat, want sy maak nou nie meer geld vir die ryk ouens nie, en hulle kom in groot moeilikheid, en daar word 'n oproer veroorsaak, en hulle moet eintlik ophou, maar hoe doen hulle dit? Hulle hou aan om die evangelie te verkondig. Hoe doen hulle dit nog? Timoteus is bereid om homself te besny, om sy verstaan te verander, om mense te bereik wat dalk Jode is en nog aan die wet vas is. So, hoe doen jy dit? Selfs deur jou verstaan bietjie te verander. Hoe doen jy dit nog? Deur middel van sang, as hulle binne in die tronk is, dan sing hulle, almal in daai aand as hulle die liedere hoor en hulle hoor die verkondiging daardeur, kom hulle tot geloof. En die Handelinge 16 en die wag wat in sy swaard wil val, kom dan ook tot geloof, hy en sy familie. Hoe gaan Paulus aan? Deur die evangelie te verkondig.
Wanneer lyk nie asof dit saak maak nie? Waar lyk nie asof dit saak maak nie? En hoe lyk nie asof dit saak maak nie? Wat saak maak is dat hy wel die evangelie verkondig. In Handelinge 18 vers 9, waarmee ons gaan besig wees in hierdie week, ook dan staan daar, God het vir Paulus gesê, hou aan, moenie bang wees om die evangelie te verkondig, want ek's by jou, ek maak jou sterk. Dis presies wat hy beloof in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag van die Heilige Gees ontvang en julle sal my getuies wees. Daarom hoef jy nie bang te wees nie. Paulus hou aan oor hoe hy dit doen. Hy skryf later briewe aan al die gemeentes wat hy by was in Handelinge in die verhaal, en dan bemoedig hy hulle en hy hou aan met briewe, daar die WhatsApp van daai tyd, né? En vandag, na sy dood, kom miljoene mense nog tot geloof, biljoene mense tot geloof, want hy het aangehou en aangehou en aangehou en altyd 'n nuwe manier gekry om die evangelie te verkondig, en nie dat die omstandighede hom onderkry nie. Hy het nie tyd aan homself net spandeer nie, hy het tyd spandeer om die evangelie aanhoudend te verkondig. So moet ons aanhou. Die gevolg wil ek gou laaste by stil staan. Hoekom maak ons so baie keer verskonings van wanneer, dis nie nou 'n goeie tyd nie, of waar, dis nie 'n goeie plek nie, of hoe, ek weet nie eintlik hoe nie. Hoekom maak ons verskonings daaroor? Ons maak verskonings daaroor, want ons is bang vir die gevolg. Ons is bang vir die optrede van mense teen ons as ons die evangelie verkondig. Ons is vandag toe nog bang. Ons is bang dat mense ons gaan uitlag, dat daar oproer veroorsaak gaan word. Ons is dalk bang ons verloor ons lewens, terwyl dit nie eintlik so erg die geval is in ons samelewing nie. Ons is al bang dat mense ons gaan verwerp. Hoe van om bietjie bang te wees dat as ek nie die evangelie verkondig aan iemand nie, dat dit dalk die laaste geleentheid is van iemand om dit te hoor, en dat hy sy ewigheid sonder God gaan spandeer. Hoe van so kyk dan na die wanneer, waar en hoe? Wanneer? Maak nie saak wanneer nie. Maak nie saak waar nie. Maak nie saak hoe nie. Ek moet dit verkondig, want dit is dalk die laaste keer wat hierdie persoon dit hoor, voordat hulle tot sterwe kom, en dit maak saak waar hulle ewigheid spandeer. As dit wat ons glo die waarheid is, en ons glo dit, hoekom maak dit soveel saak aan ons, wanneer, waar en hoe? Dit moet nie saak maak nie, want wat meer moet saak maak is, waar spandeer mense hulle ewigheid? Saam met God, of sonder God? Jou optrede kan oorsaak dat iemand vir ewig leef of vir ewig sterf. Moenie dat die gevolg dit jou keer nie. Wees soos die vroeë kerk en wees bereid om dit te doen. Later, en ek sluit af daarmee, dan sluit Paulus aan, dan skryf hy vir Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 2, dan sê hy, wanneer moet jy die evangelie verkondig? Binne en buite seisoen. Moenie wag vir die wanneer, waar en hoe nie. Doen dit net. Vandag het ons so baie geleenthede om aan te sluit by vandag se samelewing. Wanneer, waar en hoe, daar's magdom maniere om dit te doen. Ek kan selfs die evangelie verkondig deur net ander mense se boodskappe aan te stuur, of 'n evangelieboodskap wat iemand getik het en uiteengesit het, net te gee aan iemand wat ek goed ken, kan ek met jou 'n gesprek hê, want ek ken sy situasie beter as enigiemand anderste. Ek kan deur WhatsApp, deur video's, deur enigiets kan ek die evangelie verkondig. Doen dit net. Doen dit net. Wees deel van die kerk deur mense te wil bereik vir Jesus. Deur enige manier. Romeine 10 kom sê, as mense glo dat Jesus die Here is en glo dat God hom uit die dood uit opgewek het met hulle hart, sal hulle gered word. Daarom, kruisiging, opstanding, glo dit en jy sal gered word. So eenvoudig soos dit, my boetie en sussie. As jy nie seker is nie, vra hulp, kom ons help mekaar. Maar moenie so bang wees vir die wanneer, waar of hoe. Of moenie verskonings maak daaroor as gevolg van dat jy bang is vir die gevolg nie. Moenie bang wees nie. Hou aan om die evangelie te verkondig. Die Here sê hy is met ons tot die volëinding van die wêreld. Hy sal vir ons krag gee en ons in staat stel om die evangelie te verkondig. Hy beloof dit in Handelinge 1 vers 8 en hy beloof dit vir jou. Gaan met hierdie wete. Kom ons bid saam.
Here, ons bid en vra, maak ons dapper, maak ons gereed, maak ons bereid om die evangelie te verkondig op enige manier, enige plek, enige tyd, om mense te lei van ewige dood na ewige lewe, in en deur Jesus Christus, u kruisiging, u opstanding. Ons bid en vra, gee ons die krag van die Heilige Gees, dat ons u woord sal verkondig tot die uithoeke van die wêreld, ook in ons situasie, waarin ons nou is. Jesus, ons bid en vra, dit in u naam. Amen. Ek wil afsluit sommer met 'n paar aankondigings wat wel belangrik is. Gedurende die tyd gaan ons daai toepassings van die 4 temas gaan ons doen elke dag. Ek gaan so elke derde dag gaan ek 'n video maak nou, wat sommer opsomming is van die handeling verhaal. Jy kan inskakel by die daaglikse voice notes, die groep. Jy kan, die week gaan ek begin met opleiding rondom evangelisasie. Deel jou geloof is 'n boekie, maar ek gaan dit in video formaat doen, so jy kan inskakel daarby. Daar sal dan ook 'n link wees vir jou, waar jy kan inskakel om die opleiding gratis te kry om jouself te bemagtig. En dan as jy wil bydra tot die gemeente, is daar 4 maniere waarop jy dit kan doen. Jy kan of gee deur te sê, ek wil gee vir die gee van ander tot ander, so barmhartigheid. Jy kan gee vir uitreik, om mense te bereik met die evangelie. Jy kan gee vir onderrig, deur ander te onderrig, of jy kan gee om saam te werk, saam met ander gemeentes en geloofsgemeenskappe. As jy wil gee, daar hieronder is 'n manier om te EFT, en jy kan net by jou verwysing, kan jy of jou van sit, of jy kan net sit, ek wil hierdie offer as 'n gee-offer, as 'n uitreik-offer, as 'n onderrig-offer, of as 'n samewerking-offer gee, en ons as kerk sal sorg dat dit die regte kanale bereik. Dan ook gaan ek aan die einde van elke dagstukkie, gaan ek nou 'n quiz ook hê, waar ons sommer net 'n vraagie of 2 gaan vra, so 'n lockdown challenge aan die einde van elke dag. En dan wil ek nou vir jou sê, ek nooi jou uit na die lekkerste koppie koffie wat jy al ooit gedrink het. Gaan kook die ketel en maak vir jou koffie. Kom ons gaan drink 'n koppie koffietjie saam, voordat ons uitgaan, kom ons sing die seën. Be here to see